Okay, so vir die wat dalk nou nie vertroud is nie, ons het die laaste paar weke bietjie deur Jesus se bergpredikasie gewerk en soos ek elke week sê, dit was sy mees omvattende leer wat hy gehad het en hy het eintlik, wil ek amper vir julle sê, elke punt wat ons nodig het in ons Christelike wandel met God, het hy aangeraak. So laasweek se gedeelte waarna ons kyk aan die einde van hoofstuk 6, het hy verwys daarna dat ons nie skatte moet bymekaar maak op die aarde nie, hoe ons liefdadigheid teenoor mekaar moet toon, en dan het ons ook gekyk dat ons totaal en al op God moet fokus vir ons voorsiening. As jy dalk bietjie benoud raak, dan sê die Here vir ons, jy luister eintlik net vir my. Nou vandag gedeelte wat baie bekend is, en dit is ook 'n gedeelte inteendeel wat vreeslik baie uit konteks uitgevat word, en dit is soveel so 'n gedeelte wat jy sal vind, baie van die wêreldse mense is lief om dit ook aan te haal. So dit verstom my nogal om te dink, ewen die heidene sal jy soms vind, en hierdie einste gedeelte, hulle verstaan hom net nie heeltemal reg nie. So ons gaan begin met Matteus 7 vers 1 tot 6 vandag, en jy sal dadelik hoor, hoekom ek sê, hierdie is 'n alombekende gedeelte wat die heidene ook vir julle sal noem. So 7 vers 1 sê vir ons, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinsdes. Nou hierdie geveinsdes kan jy ook skryf as skynheiliges, dis hoe die Engelse vertaling hom het. Haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien, om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Nou hierdie gedeelte het eintlik ongelooflik baie om uit te haal, want dit is 'n gedeelte wat baie mense sal verstaan, en ek praat vanoggend so met pastoor Dani. Soveel mense is geliefd om te sê, jy mag my nie oordeel nie, net God mag my oordeel. Sonder dat hulle besef, dis baie erger as God jou oordeel. Dis baie erger as ek vir jou sê, moenie 'n ding doen nie, dis baie erger as God vir jou sê, moenie 'n ding doen nie. So as jy ooit vir mense wil sê, moenie my oordeel nie, net God kan my oordeel, besef wat jy werklik sê. Want God se oordeel is 1000 maal erger as enige mens se oordeel. Maar om dit gou vir ons oop te breek hierso. Die eerste ding is wat Jesus hier geleer het, is nie dat alle oordeel verkeerd is nie, maar dat selfgeregverdige, veroordelende oordeel verkeerd is. Nou die Griekse woord wat hulle hierso gebruik het, praat eintlik van 'n finale oordeel wat jy oor iemand uitspreek. En dit kom daarop neer dat jy amper half die posisie van God probeer inneem. So jy wil die oordeel oor mense uitspreek wat God se voorreg eendag gaan wees. Nou hulle reken ook veroordeling in hierdie mate vloei uit hoogmoed uit en kom nie uit 'n nederigheid uit nie. Nou ek gaan bietjie later vir julle wys, wat is die verskil daartussen om iemand te veroordeel en om dalk net op die regte wyse te oordeel? En daar's nogal 'n groot verskil. Nou Jesus het eerstens hierdie gemik op die fariseërs en die skrifgeleerdes wat daar gesit het. So as julle nie vertroud is nie, Jesus se bediening het hy nogal verskriklik baie uitgepraat deur die fariseërs en die skrifgeleerdes, want hulle het hulle self baie hoër geag as die ander mense. Hulle was so reg gewees, en dan sal julle ook sien, hulle het die wet baie keer verkeerd aangewend tot hulle eie gewin. En dit is nie hoekom die wet daar was nie. So Jesus sê heel eers hier vir hulle, dit waarmee julle besig is nie reg nie, maar dan sprei dit ook weier uit op die res van die disippels wat daar gehoor het. En die idee is, ons moenie neerkyk op ander mense nie. Nou ek gaan hierdie punt ook nou 'n bietjie aanraak, want ongelukkig is dit iets wat ons soms onbewustelik sal doen. Nou Jesus sê hierso, dat hulle nie iemand skuldig moet verklaar voor God nie. Want dan sê God vir ons, dieselfde standaard, waarmee julle hierdie mense skuldig maak voor my, gaan ek julle eendag mee meet. Nou, julle sou gevind het, die Onse Vader gedeelte het die Here ook gesê,
waar ons bid en sê, Here, vergewe my asseblief soos wat ek vergewe. Besef julle hoe ernstig is hierdie woorde wat die Here eintlik vir ons gee hierso? Wil jy regtig eendag hê God moet jou oordeel soos wat ons ander mense oordeel? En as jy dink jy is dalk onskuldig aan dit, ek sal nou vir julle wys, ongelukkig is ons almal nogal skuldig aan dit. En die volgende gedeelte wat Jesus dan nou uithaal is waar hy praat van die splinter en die balk. Nou hy sou dit nou gedoen het as gevolg van die beroep wat hy gehad het. Julle weet, hy het met timmer gewerk. Hy was, in die Engelse woord is hy was 'n carpenter gewees. So Jesus het met sy hande gewerk. Hy het hierdie beginsels verstaan. Nou die ironie van dit is, al kry jy net 'n splinter in jou oog, dan voel dit vir jou soms soos 'n balk. Dan gaan kyk 'n bietjie so iets in jou oog en skiet. Jy kan omtrent niks sien nie en dit voel vir jou, jy kan nie deur hierdie oog kyk nie tot jy nie hierdie ding uit jou oog uitgehaal het nie. En Jesus sê hier vir die mense, hou op om so te fokus op ander mense se foute. En kyk dalk 'n bietjie na jou eie foute. Doen 'n bietjie introspeksie, want ons is so geneig om ander mense se foute vir hulle uit te wys, maar ons mis soms dat ons het ook foute. Ons dra ook dinge rond waarmee ons nie moet ronddra nie. Nou eintlik wat hy hierso vir ons sê is, moenie blind wees nie. Moenie blind wees vir jou eie foute nie. Daar's niks fout daarmee om iemand reg te help nie. Maar moenie vergeet dat jy nie foutloos is nie. Nou in vers 5 weer eens, daar praat hy van die geveinstes. Nou die geveinstes kan jy vertaal as die skynheiliges. En dit is nogal hartseer om te dink, 2000 jaar terug praat Jesus al van wees versigtig vir die skynheiliges en ongelukkig julle, dit het nog nooit verander nie, want vreeslik baie kerke sit vandag nog vol skynheilige vals bekeerlinge. Baie van hulle. Nou Jesus het daai tyd al gesê, julle, pas op vir dit. Pas op vir die mense wat hulle self so heilig hou by die kerke, maar hulle leefwyse en die manier hoe hulle self hanteer buite hierdie kerk pas nie by dit nie. En weer eens, jy kan die mense hierso mislei, jy kan my mislei, jy gaan God nie mislei nie. Nou hierso sê Jesus vir ons, julle, pas op vir die skynheilige mense, maar hy sê ook vir ons, as iemand met berou en nederigheid jou tereg wil help, moet jy soms vir hulle luister. Want weet julle, partymal sal die Here iemand oor jou pad stuur, om jou bietjie weer in lyn te kry as jy buite sy wil beweeg. So hy sê hierso vir ons, maar maak seker die hart waarmee jy die oude doen, is reg. En jy wat dit wil doen, maak seker jou houding en jou hart is reg, as jy iemand wil help. Nou, na die laaste gedeelte waar hy verwys na die honde en die varke, verwys dit eintlik na mense wat vyhandig is teenoor God. Mense wat nie die evangelie wil hoor nie, en julle sal dit nogal baie vind, as julle veral kyk na straatpredikante deesdae, dit word vir hulle al hoe moeiliker en moeiliker om op die straathoeke die evangelie te gaan verkondig. As julle gaan kyk in Engeland, dit is skrikwekkend. Daar's nou 'n onderwyser toegesluit, want hy wou nie 'n persoon op sy verkieste name noem nie, weet, daai he, she, they, them tipe ding. En hy het net geweier en gesê, dit gaan teen my geloof, hy's toegesluit. Daar's nou 'n vrou gearresteer wat in haar stilte gebid het voor haar aborsiekliniek. Sy het nie eens hardop gebid nie. En die polisie het haar gestop en haar gevra, wat doen jy? En sy het gesê, ek bid. Maar nie hardop nie. En hulle het haar toegesluit. So ons moet besef, die haat teenoor die Christene word al hoe groter daar buitekant. En hier sê Jesus, die honde en die varke, dit help nie, jy wil die hele tyd die evangelie verkondig vir mense wat dit nie wil hoor nie. En ek gaan nou vir julle wys wat sê Jesus later oor dit. Nou in die Joodse kultuur het hulle baie meer gekyk op honde en varke. Dit was soos die laagste van die laag gewees. As jy net dink die Jode mag ook nie varkvleis geëet het nie. So as jy na iemand as 'n hond of 'n vark verwys het, dan was dit soos die laagste vorm. Dit was eintlik 'n baie groot vernedering as iemand jou 'n hond of 'n vark genoem het. En dan die parels is die kosbare boodskap van God. Hierdie kosbare evangelie wat ons het. En Jesus leer ons om genade te betoon, mense te vergewe, nie te oordeel nie, maar ook om nie oneindig aan te hou om die evangelie te verkondig vir die honde en die varke wat dit nie wil hoor nie, want hulle gaan hierdie parels vertrap. En dan sê Jesus eintlik vir ons, as ons mooi gaan kyk, hy stuur sy disippels uit in Matteus bietjie later, dan sê hy vir sy disippels, en as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. So eintlik wat Jesus sê is, gaan verkondig my evangelie. Maar as die mense dit nie wil hoor nie, as die mense julle so beledig, jy hoef nie aan te hou nie. Jy het die boodskap gebring, jy het jou deel gedoen.
As die Heilige Gees hulle aankla en hulle luister nie, hulle bloed is nie op jou hande nie. Maar ons maak soms die fout dat ons hierdie evangelie in mense se keelgatte wil afdruk. Hulle wil net nie vir my luister nie, maar dan sê die woord van God vir ons, almal gaan nie vir jou luister nie. En Jesus sê eintlik vir ons, weet julle wat, jy kan hierdie kosbare evangelie dalk gaan verkondig waar iemand dit wil hoor, waar hulle toeganklik is vir die boodskap. Jy verkondig, hulle luister nie, vee jou voete af, beweeg aan, want hierdie parel moenie deur die varke opgevreet word en deur die honde vertrap word. Dit is so maklik soos dit. So Jesus vereis eintlik net hierso van ons opregte, wyse, geestelike onderskeiding. So as ons sê ons volg die Here, dan moet ons net doen wat die Here se woord vir ons sê. Dis eintlik so eenvoudig. Maar in ons konteks vandag is dit vir my verskriklik belangrik dat ons selfondersoek begin instel voordat ons mense begin oordeel of mense veroordeel. Want die Here vermaan ons hierso en hy sê begin eers by jouself. Nou ek wil amper vir julle sê dis veiliger dat jy eerder jouself oordeel en kyk of jy nie iewers kort skiet op God se standaard nie. Want God se standaard is nogal redelik hoog. Kyk eers na jouself voordat jy kyk na die persoon wat langs jou sit of om jou sit. Nou ongelukkig julle maak ons soms hierdie fout dat ons dink ek is so perfek. Die Christelike lewe wat ek volg is so perfek. Ek is op God se standaard. Ek sit nie 'n voet verkeerd nie. Ek is hierdie perfekte toonbeeld van 'n Christen. Dan het ek vir jou slegte nuus vandag, want daar is nie 'n perfekte toonbeeld van 'n Christen nie, want ewen in Romeine sê dit vir ons almal skiet tekort. So ek wil vir julle vandag vra, voordat jy begin kyk, dan kyk eers na jouself. Ons ontmoet partymal mense en hy het nog nie 5 woorde met jou gepraat nie en jy het klaar besluit wat jy oor hierdie ou dink. Die Engelse sêding is do not judge a book by its cover. Hoeveel keer doen ons dit nie? Julle en moet nou nie vir my sê, want dis net jy wat dit doen. Ons almal staan skuldig aan dit. Ek vertel vir Simon, hy net in die week ontmoet ons mense en ek kyk na hulle en ons begin so gesels en regtig nog voordat hulle 10 minute met my gepraat het ek al klaar besluit wie hulle is, van waar hulle kom, wat is hulle agtergrond, ek het klaar my mind opgemaak. En hoe meer ek met hierdie mense praat, hoe meer besef ek, hulle het nogal 'n rowwe pad gestap. Hulle het nogal deur 'n swaar tyd gegaan om te kom tot waar hulle is, so dalk is van die goed wat hulle doen en van die goed wat hulle sê, as gevolg van omstandighede. Wie het my die reg gegee om sommer klaar te besluit wie hulle is? En om sommer klaar te besluit dit wat hulle doen is nie reg nie. Maar ons almal doen dit. Ons ontmoet mense en in 'n paar sekondes het ons besluit, dis hoe ek oor jou voel. Ek stem nie saam met jou nie want jy doen X, Y en Z. En dan sê die Here vir jou, nee, weet jy wat? Gaan kyk eers na jouself. So dit is so maklik om 'n opinie oor iemand te skep. As jy nog nie in sy skoene geloop het nie. As jy nog nie die pad gestap het wat hy gestap het nie, en ek sê vir Simon, hy daai selfde aand, dis vir my nogal hartseer as ek besef ek wou dit gedoen het. Dit was heeltemal verkeerd, maar ek dink soveel mense het dit al met ons opgedoen. Ons kyk na jou en ons klaar besluit wie's hierdie ou. Ons ken hom van geen kant af nie, maar ons hou nie van hom nie. En dan sê die Here eintlik vir jou, weet jy wat, voordat jy dit doen, dan kyk eers na jouself. Jy weet, partymal tree mense op in 'n sekere mate omdat hulle self probeer beskerm. Dis dalk van 'n leeftyd van teleurstelling. Dis dalk 'n leeftyd van seer kry. Wat 'n persoon 'n manier om hom bou, want hulle probeer hulle self beskerm, dan kyk ons na daai persoon en ons het klaar besluit. Hierdie een is vol hoogmoed. Hierdie een dink meer van homself. Hierdie een kyk neer op ons, maar in die meantime is daai persoon eintlik net besig om homself te beskerm, want hy het al soveel keer seer gekry. Die hartseer realiteit is, ek kan nie vir julle sê hoeveel mense het al in die mure van 'n kerkgebou seer gekry deur sogenaamde kinders van die Here nie. En dan is ons so graag om te sê, ja, maar jy kom nie kerk toe vir die mense nie, jy kom kerk toe vir God. Maar boeties en sissies maak mekaar hier so seer. En dan kan ons nie verstaan hoekom hulle nie weer wil terugkom nie, want hulle ervaar nie die liefde van Christus in die 4 mure of in die gebou waar die Christene by mekaar kom. Weereens gaan doen self ondersoek. Julle weet ek kyk so na mense en julle al geweet hoekom vra mense, het julle agterkom as iemand moet, hoekom is die eerste ding wat jy vir 'n ou vra, wat doen jy vir 'n beroep? Dis sodat ons kan bepaal hoe ons met daai persoon moet praat. Dis sodat ons kan bepaal is die ou bo my of is die ou onder my.
En vra gou julleself af, as jy iemand ontmoet en hy sê vir jou, ek is 'n dokter. Hoe praat jy met daai dokter? Want outomaties dink jy, okay, wag, hierdie dokter is dalk bietjie bo my, so ek gaan anders met hom praat. Dan ontmoet jy die vroutjie wat sakkies pak by Spar. Hoe praat jy met haar? Outomaties dink ou, maar ek is mos eintlik bietjie bo hierdie sakkiepakker. En eintlik sê die Here vir ons, in my oë is julle almal gelyk. Maar ons gaan vra mense, wat doen jy vir 'n beroep dat ek kan bepaal hoe ek jou moet ag op hierdie ranglys? Moet ek meer respek vir jou hê, want jy's 'n dokter, of jy's 'n regter, of jy's 'n advokaat, of moet ek minder respek vir jou hê, want jy pak sakkies by Spar? Jy pas dalk 'n kar op, so jy's eintlik bietjie benede my, waar die Here sê, niemand is benede niemand. Ons is almal veronderstel om gelyk te wees. Die hartseer ding is, ons doen dit hierso, net so baie met mekaar. Daai een is so arm, ek is eintlik bietjie bo hom. In 'n kerk moet dit nooit so wees nie. Hier is ons almal op gelyke voet. Ons moet mekaar almal so begin hanteer, asof ons op gelyke voet is. En as ons hier uitstap, moet ons die mense daar buitekant dieselfde hanteer. Die tannie wat jou sakkies pak, verdien net soveel respek, soos die dokter wat jou diagnoseer dat jy 'n siekte het. Maar let bietjie op, as jy by 'n dokter se spreekkamer inloop. Dokter dit, dokter dat, en dan sien jy daai tannie by die Spar, dan kyk jy aan die ander kant toe, want jy wil nie vir haar R2 gee nie, want wie's die een wat in my sakkies pak? Dis nie hoe kinders van God veronderstel is om op te tree nie. Die liefde en die genade wat die Here aan daai persoon betoon, moet ons ook aan daai persoon toon. So wees eerlik met julleself van nou af. Behandel julle regtig almal met dieselfde tipe respek. En ek weet, hier's baie mense wat vir my gaan sê, ja Roan, ek doen definitief, maar hierdie is 'n antwoord wat jy net self kan beantwoord. En weer eens gaan ek vir julle sê, ek het al soveel keer gevind, waar sogenaamde Christene, wat in kerke sit, mense so veroordeel en so beoordeel in kerke, dat hulle nie weer hulle voete terugsit in kerke nie. Skyn heilige Christene wat dinge hierso doen en hierso sê, wat mense uit kerke uitdryf. Ek wonder of ons besef, ons gaan almal eendag voor God staan, jy gaan eendag vergelding doen, vir elke persoon wat jy dalk seer gemaak het in 'n kerk. Ons is soms so gretig om by 'n kerk in te stap, net om vir ander mense te vertel wat hulle verkeerd doen. Ons is so gretig om so te fokus op die foute wat ons boeties en sissies hierso maak, dat ons onsself as foutloos ag. Ons is hierdie hoë geagte Christene. 'n Pastoor sit ons nie 'n voet verkeerd nie, 'n ouderling doen niks verkeerd nie, en 'n diaken dien altyd. Nie een van ons wat hier sit, is gered gebore nie. Ons almal is in sonde gebore, ons almal skiet kort. Die genade wat jou gered het, is beskikbaar vir elke boetie en sussie wat hier sit. Jy is nie spesiaal nie. Jy is afhanklik van God, net soos wat elke persoon met hier sit, afhanklik is van God. Nou, 'n ding wat ek so gereeld hoor, is hoe ons graag die wêreld wil oordeel. Ek kan nie vir julle sê hoe baie kry ek te doen met dit. My buurman doen dit, en my baas sê dit, en die een doen dit, en dan sê ek julle, ons moenie die wêreld oordeel. Dis nie ons plek nie. God sê, hy gaan die wêreld oordeel. Handelinge, 17 vers 30 tot 31. As julle hier agter my wil kyk. Wat sê die Here vir ons gaan hy met die wêreld doen? God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man. Nou gaan let bietjie op, waar is die hoofletters in hierdie gedeelte? Wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Die hoofletters wys vir ons, God sê hierso, hy het sy seun gestuur, hy gaan sy seun weer terugstuur om die wêreld te kom oordeel. Julle sal my nie glo nie. Nie een van ons wat hier sit is Jesus nie. Ons het geen reg om die wêreld te oordeel nie, want God sê vir ons, hy het die persoon aangestel. So as jy die wêreld wil oordeel en wat die wêreld doen, dan ag jy jouself mos nou as Jesus. Dis 'n gevaarlike speletjie om te speel. Kan ons asseblief ophou om die wêreld te veroordeel, want kan ek vir julle sê, dit is deels daarvan, dat sogenaamde Christene so gehaat word in die wêreld.
Die Here sê vir jou, gaan verkondig die evangelie, bereik so die wêreld. Nie gaan vertrap hulle en gaan veroordeel hulle asof jy God is nie. Julle gaan my nie glo nie, maar ons almal was op 'n tyd in die wêreld. Ons almal het gedoen wat daai wêreldse mense gedoen het. Ek het 'n geval gehad waar my ma my eendag probeer vang met 2 beraders en as ek vandag terugkyk, bloei my hart want daai mense het die opregte ding probeer doen. Die fout wat die oom maak, toe ek instap in die vertrek, toe sê hy vir my, Roan, as jy vanaand doodgaan, waartoe gaan jy? Toe sê ek vir my, gaan hel toe en ek sal kyk met jou. Uit onkunde uit en ek ken nie die Here nie. In steede daarvan om vir my te vertel van die Here, om vir my te vertel hoekom ek die Here se genade so nodig het, om vir my te vertel wat die Here aan daai kruis gedoen het, is die eerste ding wat hy doen. Hy veroordeel my ka hel toe. En ek sê vir hom ek sou kyk met dit want ek's in die wêreld. Dit was nie sy plek gewees om dit te doen. Sy plek was om vir my te vertel van die Here en hoekom ek die Here so nodig het sodat die Heilige Gees my kan aankla. Maar as ek klaar uit die standpunt uit begin het om vir ou te sê jy's sleg, dan weet julle wat se ironie. Die wêreld dink nie hulle is sleg nie. Die wêreld dink nie hulle is so vasgevang in sonde soos wat hulle is nie. En dan kom Christene en hulle druk dit in hierdie mense se keelgatte af en eintlik dryf ons hulle verder van die Here af. Waar God sê verkondig my evangelie en die Heilige Gees sal hulle aankla. Dan gaan hulle of gehoor gee of hulle gaan nie. As hulle nie gehoor gee het nie, vee die stof van jou voete af en beweeg aan, want ek gaan my seun stuur. Matteus 25 vers 31. Matteus 25 vers 31 sê vir ons, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerkant sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is en van die grondlegging van die wêreld af. Jesus gaan eendag bepaal. Julle weet in hulle skryf inteendeel Jesus kom terug en sy kleed gaan bloedrooi wees van die bloed van sy vyande wat hy verslaan het. Ons almal gaan eendag voor Jesus staan en hy gaan vir jou sê jy is of aan my regterhand of aan my linkerhand. Die bokke gaan van die skape geskei word. Hy sê nie vir ons as disippels, maar gaan skei julle solank die bokke van die skape. Jesus gaan dit eendag doen. Ons gaan vergelding gee vir elke woord wat uit ons mond uitgekom het. Het ons die mense opgebou en nader aan die Here gekry of ons hulle afgebreek en weggedryf van die Here. Ek dink dit gaan horribaal wees as die Here Jesus Christus eendag vir jou sê, my seun, my dogter, ek het vir jou die geleentheid gegee om mense nader aan my te bring, maar jy het hulle weggedryf. Julle weet hulle sê as Jesus in sy almag kom, gaan die ongelowiges pleit en sê dat die berge op my val want hulle gaan besef wie God is. Ek dink die hartseer realiteit is ons wat hier sit besef nog nie wie God is. Ons kan nog nie begryp hoe groot is die God wat ons dien nie. Elke gedagte wat jy dink is bekend by hom. Elke woord wat jy sê is bekend by hom. Elke besluit wat jy al geneem het of nog gaan neem is bekend by hom. Besef ons wie is God. As die Here vir jou sê, gaan wees 'n disipel en gaan verkondig die evangelie, hou op om die mense te oordeel. Dan is dit al wat ons doen. Julle, ek wonder regtig hoeveel mense het ons wat onsself kinders van God noem en met die manier van neerkyk op mense het mense al besluit hulle wil nie 'n sogenaamde Christen wees nie, want dit is hoe 'n Christen homself hanteer. Stel ek nie belang nie. Ek wonder of ons soms besef hoeveel bloed het ons op ons eie hande sonder dat ons al van weet. Want die manier hoe ons met mense gemaak het hulle na ons gekyk en gesê maar as dit 'n kind van God is. Nou thank you. Dan wil ek nie 'n kind van God wees. Dis my so hartseer as ek hoor hoeveel mense is reguit genoeg om vir my te sê ek wil nie met pastore besigheid doen nie, ek wil nie met Christene besigheid doen nie, want hulle is van die grootste skelms wat ons kry. Die realiteit is jy is dan nie 'n kind van God nie, ek is baie jammer om dit vir jou te sê, ek wil nou nie jou babbel bars nie. Ons wonder regtig hoekom het die wêreld so vir afskuwing vir God, buite die feit dat Jesus gesê het ons gaan gehaat word. Dra ons partymal by tot dit. Die Here sê vir ons, gaan los hierdie mense uit, hulle gaan eendag veroordeel word, maar nou gaan ons en ons sê, nee maar wag, ek is so perfek, ek is hierdie fenominale Christen, ek is die perfekte een, so ek kan dit doen. En die Here sê vir jou, pas op, want jy gaan eendag voor my wit troon kom staan. Ek gaan eendag vir jou vra,
Het jy regtig die reg gehad om dit te doen? Want as jy my geken het, sou jy dit nie gedoen het nie. Want jou hart sou so vol liefde gewees het, dat jy so sou omgee vir die mense, dat jy nie anders as sou wees om die evangelie te verkondig nie. Die ander fout wat ons so gereeld maak, en ek beleef dit baie, ons kyk so neer op mense van, hy is erger as ek, dankie, tog, ek is nie soos hy nie. Jou hart moet breek vir ou wat nie die Here ken nie, jy moet nie neerkyk op ou wat nie die Here ken nie. Ons kyk na mense, dan dink ons, dankie tog, ek syp nie meer soos hy nie. Weet jy wat, eintlik moet jou hart sê, Here, ek pleit vir die ou dat hy by U kan uitkom. Dit breek my hart dat hy nog soos 'n vis syp. Dit breek my hart dat hy nog soos 'n matroos vloek. Dis vir my hartseer, want dit is 'n siel wat verlore gaan, maar wat doen ons? Dankie tog, ek is nie jy nie. Dis presies wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes gedoen het. Nou wil ek net vir julle so vinnig gou. As jy besluit, jy's geregtig om vir die mense hulle foute uit te wys, want ek hoor hierdie ook so baie. Waar mense Johannes verkeerd verstaan, dan sê hulle vir my, maar ek sondig nie meer nie. 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar dan wat doen ons? Dan gaan bely ons sondes voor God. Julle, ons moet een ding besef, ons almal hierso maak foute op 'n daaglikse basis. Ons sondig partymal sonder dat ons weet ons sondig. So moenie dink jou sondetjie is 'n bietjie minder as die ou daar buitekant nie. Die verskil is ons weet waartoe ons gaan met ons sondes. Ons gaan bely dit voor God. Ek het dit al op 'n vorige keer gesê. Maak 'n punt daarvan om jou sondes te noem by die naam voor God en jy gaan agterkom, jy gaan op 'n punt kom waar jy so sleg gaan voel. As jy elke dag vir die Here moet sê, Here, ek dra haat in my hart rond, vergewe my vir dit. As jy na dag 3 nie te sleg voel om vir die Here te sê ek dra haat rond, ek wil ontslaa raak van dit nie, is al fout. Here, ek kyk pornografie, vergewe my asseblief vir dit. As jy teen dag 3 nog steeds vir die Here sê ek kyk pornografie, vergewe my vir dit, dan wonder ek ken nie regtig die Here. Want jy gaan so skuldig voel dat jy dit nie meer gaan doen nie. Maar gaan bely jou sondes voor God en besef, ons almal skiet tekort. As jy dink jy's hierdie formidable Christen wat nie verkeerd doen nie, jy is verkeerd. Jy doen ook verkeerd. Ek gee nie om wie jy is nie. So van nou af, kom ons laat die oordeel oor aan God, want dit is sy plek. Kom ons weet dat die wêreld geen eendag voor God moet buig. Hulle hoef nie voor ons te buig nie, want ons is nie God. Die wêreld gaan ons haat. Ons hoef nie nog petrol op daai vuur te gooi. Hulle moet die liefde van Christus in ons sien, nie die haat van die vyand nie. Daar's genoeg vyand daar buitekant, Here, ons moet die lig wees. Die Here het dit al vir ons gewys. Maar dan sê die woord van God vir ons mag ons boeties en ons sissies reghelp. En ek weet, ons is so geliefd, moet my nie oordeel nie. Wie's jy om my te oordeel? Daar's 'n verskil. As 'n boetie of 'n sissie besig is om uit lyn uit te loop, dan gaan jy uit liefde na hierdie persoon toe, want jy wil hulle weer in die wil van God kry. Die Here is dalk die een wat daai persoon na jou te stuur en vir jou sê, hoor hierso, jy weet om poepdronk elke Vrydag aand op 'n heining se tafels te dans, pas nie by die bekering nie. Jy sal gestruikelblok vir iemand anders. Om die hele dag en almal te sit beskinder hierso, is nie wat 'n kind van die Here doen nie. Jy sal gestruikelblok vir iemand anders. So as 'n boetie of 'n sussie vir jou sê, hoor hierso, ek wil nie hê jy moet 'n ander gemeentelid by my beskinder nie. Dan moet jy dalk gehoor gee en nie vir die persoon sê, ag, dis jy om my te oordeel nie. Dis nie 'n oordeel nie. Dis 'n teregwysing. Dis dalk om jou te help om in lyn met God se wil te bly. Want God sê vir jou, hy hou nie van 'n skinderwerk nie. God sê vir jou, sal ag op wat jy uit die mond uitkom. Julle sal verbaas wees hoe geliefd is die mense wat hier sit om mekaar te bespreek. Julle wil dit nie weet nie. Dis eintlik horribaal. Maar my ding oor dit is, as jy iets oor iemand hier wil sê, roep daai persoon en vertel vir die ander persoon die storie wat jy vertel voor daai persoon. Dan sal ons dalk 2 keer begin dink oor wat ons van daai persoon wil sê. As ons wil neerkyk op iemand hierso, roep daai persoon en sê, ek gaan gou-gou vir hierdie een vertel, kyk die klere wat jy aan het. Gaan jy dit doen? Begin agterslaan, maar partymal is boeties en sissies daar om mekaar te help, om in die wil van God te bly. Want die Here sê vir ons, dit is reg. Ons mag net nie neerkyk op mekaar nie, en ons moet dit nie doen omdat ons mekaar wil seermaak. Dit moet uit liefde uitspruit. Dit moet uit 'n nederige hart uitkom wat jy sê, weet jy wat, ek wil regtig help, dat jy nader aan die Here kom. Nou julle, ons hoef nie mekaar se elke fout uit te wys nie. Ek weet nie waar het ons hierdie ding geleer. Dit maak nie saak wat iemand doen nie, ons moet die fout gaan soek by hom.
Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer nie. Ek staan partymal hierso soos 'n kat op 'n warm sinkdak en dan weet ek, moet ek hierdie kant toe, moet ek daai kant toe, moet ek dalk agter die kansel uit, moet ek agter die kansel bly. Hoe moet ek staan? Hoe moet ek praat? Want julle wil nie weet hoe geliefd is mense om vir my te sê, Roan, jy dit en dit en dit en dit. Ons kan partymal verby dit kyk. Julle gaan maar nie glo nie, daar gaan nou vir my mense sê, Roan, jy het agter die kansel uitgeklim. Einde van die wêreld. Ek het my hande in my baadjie sak gesit, kan julle dit glo? Julle kan verby die hande in my baadjie sak kyk, want ek is hier om die evangelie te verkondig. Dis waar dit gaan. Ons hoef nie altyd vyandig teenoor mekaar te wees nie. As ons mekaar met liefde en deernis hanteer, kan ek vir julle sê, hierdie kerk sal uit sy naaldheid bars. Want die mense gaan na die huis van die Here toe wil kom, want dit is lekker om by die huis van die Here te wees, want dit is boeties en sissies. Ek ervaar 'n liefde hierso wat ek nie in die wêreld ervaar. So ons kan ons woorde gebruik om mense op te bou, te stig, nader aan God te kry, in steede daarvan om mekaar af te breek en verder van God af weg te dryf. Julle, as ons die toonbeeld wil wees van wat Christus ons leer, moet die mense hiernatoe stroom. Want as die huis van die Here, dis vir my lekker tussen my boeties en my sissies. As ek afgemat voel en ek is moeg, kan ek hiernatoe kom. As die wêreld vir my te deurmekaar is, kan ek hiernatoe kom. Nie om geoordeel te word nie om op neergekyk te word nie, maar omdat ek die ware liefde van Christus hierso ervaar. Dit moet van so 'n aard wees, as ek vir julle sê 10 uur ons is klaar, moet jy nie in jou kar wil klim en ry nie, want dit is vir jou lekker saam met jou boeties en jou sissies. Ek gaan kyk na hierdie tyd van die jaar in ons feesseisoen. Julle, daar's my nie 'n lekkerder tyd as hierdie tyd van die jaar nie. Want ons kan weer by mekaar kom. Families kom weer by mekaar. Dit is soms die enigste keer die jaar wat ons by mekaar kom. Julle, dit moet elke geleentheid hierso so voel. Die warmte van Christus liefde. 'n Waarskuwing wat ons kry in Johannes 7 vers 24. Sê vir ons, moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. 'n Regverdige oordeel kom nie uit bitterheid uit nie, dit kom nie uit skynheil uit nie, dit kom uit opregte, ware liefde vir mekaar. As die Here vir ons sê, moenie oordeel volgens wat jy sien nie, moenie 'n book by its cover judge nie. As iemand 'n ou vuil hemp aan het, is dit dalk al wat hy het. Moenie nou sommer klaar besluit hierdie ou is 'n fiet aan. Gaan kyk wat gaan in die hart van die mense aan. Julle, ons moet dit slegs doen omdat ons mekaar nader aan die Here wil bring. Nou om hierdie ding vir mekaar mooi by mekaar te bring, julle. Ons moet van vandag af die absolute begeerte in ons harte ontwikkel dat ons mekaar wil stig en mekaar wil opbou en slegs mekaar te reg wil wys as dit werklik is om die persoon in lyn met God se wil te bring. Nie om neer te kyk hoe die ou lyk, wat hy aantrek, hoe hy ry, hoe hy praat, wat se kar hy ry, waar hy bly, wat se titel het hy, wat se titel het hy nie. Dis 'n bysaak. Boeties en sissies is nie ingestel op wat se beroep die een volg, wat se kar die een ry, wat se huis hy bly. As ons hierso kyk na mekaar, vergeet mekaar se hare wat so staan, verkeerd mekaar se tande wat dalk skeef is. Ons is nie hier om na die uiterlike te kyk nie, want weet julle, ewen die Here sê vir ons, hy kyk nie na die uiterlike nie. As jy in die woord van God lees, dan sê hulle vir ons, Jesus was nie eers 'n aantreklike man nie. Die Bybel sê dit vir ons. Want dit gaan nie oor die voorkoms nie. Die prentjie van Jesus wat ons het, is 'n paus se seun se prentjie. Jesus was bietjie donkerder as jy gaan kyk van waar af hulle gekom het. Dit gaan nooit oor die uiterlike nie. Die Here sê vir ons in hoeveel plekke, ek kyk na jou hart. Is jou hart rein? Spreuke het vir ons 'n bietjie lewensadvies. Spreuke 17 vers 26 sê vir ons, as dit al reeds nie goed om die regverdige te beboet nie, om edeles te slaan is onbetaamlik. Wie sy woorde inhou, besit kennis, en hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Hoor gou hierdie mooi ene, vers 28. Selfs 'n sot sal as hy swyg verwys gereken word, as hy sy lippe toehou vir verstandig. Hier sê die Here vir ons, selfs 'n sot. Iemand wat nie veel upstairs het nie, kan soms verstandig en wys voorkom as hy net sy mond hou. Wat die Here eintlik vir ons sê is, jy hoef nie elke dingetjie uit te wys nie. Jy hoef nie oor elke dingetjie te gaan beklei nie. Partymal
is die beste ding wat jy kan doen, net om jou mond te hou. Elke persoon is geregtig op sy opinie. Maar nie elke persoon wat jy sit, hoef noodwendig jou opinie te hoor. Ons almal het opinies. Ons almal kom uit verskillende huise uit. Ons almal het verskillend groot geword. Ons almal verstaan die wêreld dalk anders. Maar jou opinie is jou opinie, nie almal hoef jou opinie te volg. Al wat ons as kinders van God doen, is ons volg wat die Here vir ons in sy woord gesê het. Dis dit. Dis hoekom ons ook nie uit opinie uitpreek nie. So ek dink ons moet van vandag af ophou, afbreek en mekaar begin opbou. Ons moet kies om goddelike liefde uit te straal. En nie die donkerte van die wêreld nie. Ons moet die lig wees en die Here het dit vir ons geleer en ons moet besef dat ons is nie God nie. Ons taak is om die wêreld van die Here te gaan vertel. Nie die heidene te oordeel nie, maar ons moet besef dit wat die Here vir ons gedoen het, het hy vir hulle ook gedoen. Die genade en die liefde wat ons gered het, is dieselfde genade en liefde wat hulle ook kan red. En dan wonder ek weer eens, hoeveel keer sal ons na mense kyk en sê, ek is so dankbaar, ek is nie hy nie. Wees dankbaar, jy het gehoor gegee aan God se woord. Wees hartseer vir die mense wat dit nog nie gedoen het. Jou hart moet bloei vir die mense wat nog nie gered is nie. Jy moet nie jouself verlekker as mense nie die Here ken nie. Daar's nie 'n erger ding as om in die hande van 'n lewende God te val nie. Ons moet ophou na mense neerkyk en sê ons is dankbaar, ons is nie soos hulle nie, maar die begeerte ontwikkel om hierdie mense nader aan die Here te kry. Julle weet in die woord sê vir ons het geen reg om neer te kyk op enige mens nie. Ek gee nie om of jy dink jy is so geregtig nie. Ons mag nie neerkyk nie. Lukas 18 vers 14 sê Jesus self: Elkeen wat homself verhoog sal verneder word en hy wat homself verneder sal verhoog word. Ons moenie onsself te hoog ag nie, want ek kan nou vir julle sê as God besluit, hy verneder jou, gaan dit nie lekker wees nie. As God besluit hy haal jou van jou troontjie af, gaan dit nie lekker wees nie. Moenie met die Here en sy genade speel nie. Julle, ek dink as ons regtig begin nederig word, sal ons onsself van ons troontjies afhaal. En ons sal besef dat in God se oë is ons almal eintlik gelyke. Ons is boeties en sissies. Weereens, soos wat ons in Matteus geleer het, sê die Here vir jou, jy moet 'n hartsverandering ondergaan. Hierdie kan slegs uit die hart uitkom. Jy kan my flous, jy kan die mense hier flous, jy gaan God nie flous nie. 'n laaste teksvers, Jakobus 1 vers 19. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word. Want die toorn van die man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. En ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En dan word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Weereens sê die Here vir ons hoef nie almal se foute uit te wys nie. Dit is soms beter om net stil te bly en dit verby te laat gaan. Julle, dit is so eenvoudig. Hoor die woord, doen wat die woord sê en gee gehoor aan God. Is dit? En dan doen ons wat die woord ons leer, heel laastens. En weet julle wat snaaks, ek dink ons sal dalk net vind, hoe nader ons aan die Here beweeg, hoe dieper ons in sy woord kom, hoe minder gaan die doen en late van die mense om jou pla. As jou fokus so op God is, en jou fokus nie meer op jou boeties en jou sissies is. As jy so gefokus is op die mense om jou, vra jouself, moet jy nie dalk jou fokus terug op die Here sit? En ek sê nou vir jou, jy sal 'n hartsverandering ondergaan. En jy gaan 'n liefde begin uitstraal, wat 'n goddelike liefde is, wat nie uit jouself uit gaan kom nie. Jy kies vandag, wat's vir jou belangriker? Sluit sommer vir jou. Liewe Here, u woord praat partymal hard met ons. U sê, hierdie woord is 'n tweesnydende swaard, nie net om te verdedig nie, maar ook so nou en dan om ons oor die vingers te tik. Here, ek wil bid dat ons van vandag af 'n vernuwing sal ondergaan, dat ons sal ophou neerkyk op mekaar,
Dat ons 'n liefde teenoor mekaar sal begin betoon, soos wat U dit van ons verwag, dat ons sal ophou om mense te veroordeel, en dat ons sal ophou om die wêreld te oordeel. Here, maar as ons vermaan, doen ons dit uit liefde uit en uit nederigheid, omdat ons mense nader aan U wil kry, nie wil wegdryf in die hande van die wêreld nie. Here, ek kan nie vir U genoeg dankie sê dat U tyd op ons spandeer het, en dieselfde liefde en genade aan ons betoon het, wat U ook vir daai mense beskikbaar stel. Here, soos wat ons nader aan die einde kom van hierdie bergpredikasie, mag ons asseblief begin inneem wat U vir ons gesê het om te doen, om 'n hartsverandering te ondergaan, om die lig in hierdie donker wêreld te wees, dat ons fokus so op U is, dat die mense om ons nie sal pla nie, want ons kyk na U, ons is in U evangelie, en ons hartsbegeerte is om mense te wen vir U. Ja, ek kan nie vir U genoeg dankie sê dat U woord vir ons beskikbaar gestel het om ons hierdie goeders te kan leer nie. Here, mag ons boeties en sissies begin liefkry. Mag ons boeties en sissies begin hanteer en benader, soos wat U dit van ons verwag, dat U nie tweespalt sal wees nie. Dat die eenheid in hierdie gemeente sal kom, dat die mense wil terugkom na die huis van die Here toe, want hulle ervaar 'n liefde en 'n genade en 'n omgee, soos wat slegs die kinders van die Here aan mense kan betoon. Dis my gebed vandag, so ek los julle met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. In Jesus naam alleen, amen. Amen.